Goeiedag broers en susters en 'n baie spesiale goeiemôre aan al ons maatjies. Dit is vandag ons kwartaal se kinderdiens en ons doen dit want ons kinders is vir ons spesiaal. En jy hoef nie 'n groot mens te wees om vir Jesus lief te wees nie en jy hoef beslis nie groot te wees dat Jesus vir jou lief is nie. So omdat dit vandag ons kinderdiens is, kom ons skud lekker ons lywe uit, kom ons ontspan, kom ons haal diep asem, kom ons maak ons oë toe en kom ons bid saam. Jesus, ons sê vandag vir U dankie dat U vir ons so vreeslik lief is. Ons weet deur U Heilige Gees is U nou by ons, want U is altyd by ons. En U praat ook met ons deur die Bybel. Ons bid dat dit wat ons nou gaan lees, dat ons dit sal verstaan, want ons gaan mooi luister daarna, en dat as ons klaar geluister is, dat ons ook so sal maak. Ons bid dit in die naam van Jesus, wat uit die dood uit opgestaan het. Amen. Ons gaan vandag lees uit die eerste brief van, ons kan sê oom Petrus. Ons lees uit 1 Petrus 2, ons lees vers 2 tot die eerste gedeelte van vers 10, en ek lees vandag vir ons uit die Bybel vir almal vertaling, net want hy is 'n bietjie makliker, soos ek vir enige kind lees, net party van ons is nog bietjie jonger as ander, so hy verstaan so bietjie makliker. Klein babietjies wil graag baie melk drink, so moet julle ook graag wil word van geestelike dinge. Dit is soos regte melk, wat nie vals is nie, en wat julle so sal laat groei, dat die Here julle sal red. Julle verlang na hierdie dinge, want julle het self gevoel dat die Here goed is. Julle moet na Christus kom, hy is soos 'n klip wat lewe. Die mense wou nie die klip gebruik om te bou nie, maar God het daardie klip gekies, en dit was die belangrikste klip in die gebou. Julle is ook soos klippe wat lewe. Julle moet bid dat God sy gees sal gebruik, om sy huis te bou met julle. Dan kan julle gewyde priesters wees om offers vir God te bring. Dit is Jesus Christus wat julle help om te offer soos die Gees wil hê, sodat God van hierdie offers sal hou. Wat ons lees in die Ou Testament. Kyk, ek sit in Sion 'n klip neer. Dis nou 'n berg naby Jerusalem. Dit is 'n hoekklip wat ek gekies het en wat baie kosbaar is. Die mense wat in hom glo sal veilig wees. Daarom, julle wat in Jesus Christus glo, sal ook vir hom baie kosbaar wees. Maar daar is mense wat nie in hom glo nie. Vir hulle is dit waar in die Ou Testament geskryf is, die klip wat die bouers nie wou gebruik nie, daardie klip het die belangrikste klip in die gebou geword. Daar is ook geskryf, hy is die klip waarteen hulle stamp, 'n rots waaroor hulle val. Hulle val oor die rots omdat hulle nie geglo het wat God gesê het nie. Dit was God se plan dat dit met hulle moet gebeur. Maar julle is God se volk. God het vir julle gekies. Julle is die priesters oor wie hy regeer. Julle is 'n gewyde volk, sy eie volk, wat vir almal moet vertel van die groot dinge wat God gedoen het. Hy het vir julle geroep om uit die donker na hom toe te kom, na hom wat in die wonderlike lig is. Toe was julle nie 'n volk nie, maar nou is julle God se volk. Ons lees net tot hierso. Mag die Here baie goed wees vir almal wat hierdie woorde hoor en ook maak soos wat Jesus vir ons sê. So julle, 'n huis doen soveel vir ons. Dit hou ons warm, dit hou ons koel, dit hou ons droog, dit hou ons veilig. Wat kan 'n mens alles doen by die huis? Ons kan 'n klomp goed doen as ons by die huis is. Ons kan eet, slaap, werk, speel, vir ons diere sorg by die huis. Die huis is ook waar ek my vriende en my familie sien, en dis een van die plekke waar ek stil word om oor die Here te dink. Vandag lees ons van iemand met die naam Petrus, wat geskryf het oor ons as huis. Nou ek hoop julle kan onthou wat 'n naweek verlede naweek was. Dit was Paasnaweek. Op die Sondag van Paasnaweek dink ons aan hoe Jesus iets gedoen het wat baie spesiaal is. Wat is dit? Jesus het gelewe nadat hy dood was. En een van die eerste mense wat geweet het Jesus het uit die dood uit opgestaan is Petrus. Hy was vir 3 jaar lank amper elke dag by Jesus. As Jesus in Galilea rondloop, dan is Petrus by hom, en as Jesus Jerusalem toe gaan, dan is Petrus agterna. Het julle vriende wat julle al vir 3 jaar lank ken? Een van my beste vriende ken ek al vir langer as 30 jaar.
Ons ken mekaar van kleins af, want ons maas is ook al vir jare en jare lank vriende. So as ons een van Petrus se briewe lees, dan lees ons iets van een van Jesus se beste vriende. En dit is baie spesiaal, nee. Omdat Petrus een van die eerste mense was wat in Jesus geglo het, was hy belangrik vir die kerk. Die eerste Christene het baie vir Petrus gevra, maar wat dink hy sou Jesus nou gesê het of nou gedoen het? En ons ken vir Jesus, want die Heilige Gees woon in ons. Ons lees die Bybel. Maar Petrus ken vir Jesus al langer as wat amper enige ander mens in die wêreld vir Jesus ken. Nou in vandag se tyd is dit baie lekker en baie maklik om in Jesus te glo. Ons kanse is baie goed dat amper almal wat ons ken, ook vir Jesus ken en ook vir Jesus lief is. Meeste van die mense wat jy ken, glo in Jesus. Dis nou die mense by die huis, die mense by die skool en die mense wat jy in die winkel raakloop. As jy vir hulle sê, maar Jesus is wonderlik, dan sal hulle sê ja, hulle dink ook so, hulle stem saam met jou. Maar toe Petrus nou hulle oom was, toe was dit nog nie so nie. Vandat hy vir Jesus leer ken het, tot die dag wat hy dood is, het meeste mense nie van Christene gehou nie. Christene is nou die mense wat in Jesus glo en wat vir hom lief is. Baie mense het nie vir Jesus geken nie, en hulle wou nie luister na Petrus en sy ander vriende nie. En wat gebeur as mense nie van jou hou nie? Hulle terg jou, hulle praat lelik van jou, en hulle bly weg af van jou. En dis wat meeste mense wat die Christene geken het, met hulle gedoen het. Hulle het nie van hulle gehou nie, net omdat hulle lief was vir Jesus. Hulle het nog erger goed gedoen ook, maar ons gaan nie vandag daaroor praat nie, want party van julle is dalk baie klein en dit is baie lelik. So wat met Jesus gebeur het nou op die ou end ook met die mense wat in hom glo. Maar Petrus sê vir sy vriende, hulle moet nie word soos die mense wat nie vir Jesus lief is nie. Bly vir Jesus lief, hou aan om lief te wees vir die wêreld, soos wat Jesus ook is. Toe Jesus vir mense vertel het van die Here, was daar ook mense wat nie na hom wou luister nie. En Petrus sê, dit is amper soos 'n belangrike baksteen wat mense weggooi. Petrus, hulle het nie in sulke sterk huise gewoon waarin mense vandag woon nie. Hulle het nie eers sement of selfs sinkplate gehad om 'n huis van mee te bou nie. As jy 'n mooi huis wou bou, dan bou jy dit uit klip. En dan moet jy vir jou 'n groot en 'n gelyke klip kry, en jy bou die huis rondom die klip. Daardie eerste klip noem hulle dan die hoeksteen, en dis waar jy begin bou. Nou Petrus skryf dat baie mense nie vir Jesus geglo het nie, hulle behandel hom soos 'n bouklip wat jy weggooi, want hulle wou nie vir hom lief wees nie. Maar die klip wat weggegooi is, word toe die belangrikste klip, die hoeksteen. Rondom daai klip was al die ander klippe gebou. Al was baie mense nie lief vir Jesus nie, is hy nog steeds die koning van alles wat gemaak is. En Jesus sê dat as ons vir hom lief is, dan is ons ook God se kinders. Ongelukkig is daar vandag nog mense wat glo in Jesus, maar wat nie na hom luister nie. Dit noem ons sonde, en ongelukkig doen almal van ons sonde. Maar die verskil tussen ons en iemand wat nie lief is vir Jesus nie, is ons weet van beter. As 'n babietjie nou hulle melkbottel omstamp, dan is ons nie kwaad nie, want hulle is klein, hulle is babietjies. Maar as ons glas melk as spris omstamp, dan is ons stout, nie waar nie. Petrus skryf ook van klein babietjies. Hulle sê dat babietjies melk wil drink, sodat hulle groot kan word. Wil ons babietjies wees vir altyd? Ek dink nie so nie, en ek hoop nie so nie. So die manier ons groei in ons liefde vir Jesus, is om reg te lewe. En julle weet dit eintlik, want dit is lekker om mense te help, en dit is lekker om vir Jesus trots te maak op ons. Ons doen dit deur ons bes te doen om reg te lewe. Petrus sê, dan word ons soos priesters. In Petrus se tyd was 'n priester halfpad tussen 'n dominee en 'n slagter. Voordat Jesus aarde toe gekom het, het mense offers gebring. Jy koop 'n bees of 'n skaap wat baie geld gekos het, en dit word dan geslag by die tempel. Ons praat van 'n offer. Jy moet iets gee omdat jy iets verkeerd gedoen het.
Nou dat ons vir Jesus het, is dit nie meer nodig nie, want Jesus vergewe alles wat ons verkeerd gedoen het. Maar, Petrus sê, ons moet ons lewe gee. Met ander woorde, dit wat ons sê, dit wat ons doen en selfs dit wat ons dink, doen ons nou vir Jesus. Ons gee nie diere nie, ons gee onsself vir God. Die beste wat ons kan doen is om vir Jesus lief te wees en lief te wees vir die mense soos wat hy vir hulle lief is. In Petrus se tyd was dit baie moeilik, want mense was glad nie lief vir Christene nie. Vandag is dit soveel makliker, want soveel meer mense ken vir Jesus en is lief vir Jesus. Almal maak nie altyd reg nie, maar die mense wat ook in ons span is so baie meer. Die huis wat Petrus van praat is baie groot in Victoria Wes. Maar wat Petrus vir sy vriende skryf, bly waar vandag. Moenie met ander mense maak soos hulle met jou maak nie. Maak met ander mense soos wat Jesus met hulle sou maak. Moenie lelik word as die wêreld met jou lelik maak nie. Jy is baie meer spesiaal as dit, want jy is 'n kind van God. Jy is 'n mooi, 'n pragtige, 'n kosbare baksteen in God se huis. Goed julle, ons gaan nou 'n bietjie kyk. Hoe lyk lewende klippe en klippe wat nie lewe nie. Ek het vir ons 10 bakstene saamgebring. 5 van hulle lewe, 5 van hulle lewe nie soveel nie. Kom ons vat eers die lewende stene. As ons vriendelik is, dan is ons besig om lewende stene te wees. As ons mooi goed vir mense sê, lewende steen. As ons mense help, soos wat ons kan, is ons besig om lewende stene te wees. As ons mooi fliks is, en ons maak iemand anders se werk 'n bietjie makliker, is ons lewende stene. En as ons die Bybel lees, as ons dink oor Jesus, dan is ons lewende stene. En julle sal sien, hierdie stene lekker stewig, nê. Ek kan maar so aan hulle werk, ek kan blaas, en daar gebeur niks met hulle nie. Kom ons kyk nou die ander. Party mense is baie lief daarvoor om lelike goed van ander mense te sê. Daai is 'n dooie steen. Ander mense, hulle vat goed wat nie hulle sin is nie, hulle lieg, hulle laat hulle self altyd beter lyk as wat hulle is, dooie steen. Ander mense, hulle kyk altyd waar hulle fout kan vind, niks is ooit goed nie, niks is ooit reg nie, dooie steen. Hierdie steen is 'n steen wat sê, maar ek wil niks meer van Jesus weet nie, ek weet nou alles oor Jesus, nie bereid om iets te leer oor Jesus nie, dooie steen. En hierdie steen, ek gee net om vir die mense wat iets vir my kan doen, dooie steen. Julle sal sien, die dooie stene lyk baie mooi, maar dis nie 'n baie sterk huis nie. As daar 'n goeie briesie kom, dan val die muurtjie in mekaar. Petrus sê vir ons, wees lewende stene, want Jesus het vir ons duur betaal, want Jesus is vir ons baie lief. Amen. Jesus, ons wil vandag vir U dankie sê dat U vir ons so lief is, selfs al het ons niks gedoen om dit te verdien nie. Ons het nie daarvoor gewerk nie, ons was nie soet genoeg daarvoor nie, lank voordat ons al gelewe het, was U vir ons lief. Help ons om lewende klippe te wees vir U, help ons om ons lewe vir U te gee, deur vir U te lewe,
En help ons om ons bes te doen, selfs al maak ons foute, om te lewe soos wat Jesus gelewe het. Amen.